26 Maart. Skrander leerlinge in die skool van Christus. Lazarus opgewek om tot eer van God te getuig. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Johannes 11 vers 4. Dat Christus 2 dae vertoef het, nadat hy gehoor het dat Lazarus siek was geen nalatigheid of weiering van sy kant nie. Dit moes vir ons 'n aanmoediging wees. Ons moet voor die Here swyg en op hom wag. Ons gebede word miskien nie so gou verhoor as wat ons verlang nie, en dit is miskien nie presies wat ons gevra het nie. Maar hy wat weet wat vir sy kinders die beste is, sal iets skenk wat veel beter is as die waarvoor ons gevra het, as ons nie ongelowig en mismoedig word nie. Christus moes aan meer as net die geliefdes dit Betania dink. Hy moes aan die opleiding van sy disippels dink. Hulle moes hom voor die wêreld verteenwoordig, sodat die Vader se seun almal kon insluit. Terwille van hulle het hy toegelaat dat Lazarus sterf. As hy hom genees het, sou die wonderwerk wat die oortuigendste bewys is van sy godheid nie plaasgevind het nie. As Christus in die siekkamer was, sou Lazarus nie gesterf het nie, want die Satan sou geen mag oor hom gehad het nie. In die teenwoordigheid van die lewegewer kon die dood sy pyl nie op Lazarus gemik het nie. Hy het toegelaat dat Lazarus onder die mag van die dood kom, en die lydende susters het gesien hoe hulle broer in die graf neergelê word. Christus het geweet dat dit vir hulle geloof 'n swaar beproewing sou wees om die dooie aangesig van hulle broer te aanskou. So het hy die takke gesnoei, sodat hulle nog meer vrugte kon voortbring. Hy het geweet dat hulle geloof weens die stryd wat hulle sou deurmaak, met groter krag sou straal. Vir almal wat ernstig na die leiding van God soek, is die oomblik wanneer alles die donkerste lyk, die tyd wanneer goddelike hulp die naaste is. Uit elke versoeking en elke beproewing sal hy hulle bring met 'n sterker geloof en 'n ryker ondervinding.